Right mense, dis Jerry van G-Expert. Ok, so ek het hier agter my Werner se Limited wat nou is. Wat ek nou turbo upgrade doen, stage 3, boostpype, EGR, turbo stel, yes, ok, wat ek nou vir hom doen. So, ek wys julle gou. Ok, so hier is Werner se nuwe turbo, stage 3. Ok, so ek het klaar hier begin strip, gaan nou hierdie afval, en dan sal ek daai gedeelte gaan afval en dan daai gedeelte afval en dan gaan ek dink ek gaan in elk geval eers met hierdie boostpyp gedeelte hier begin wat nogal redelik baie werk is en dan hierdie boostpyp dan die turbo heeltemal uitskuif en die nuwe een insit. Right. So ek is eintlik klaar met Werner se bakkie. Dit is nou al laat. Dit is iets oor 9. As ek julle wys. Kyk. Stage 3 turbo, boost pipes en die ander boost pipe is daar so. Kyk, ja, is bietjie donker, maar ja, hy is daar so. EGR is gedoen. Daar, en soos ek sê, stage 3 turbo. En dan high flow filter. Nogal baie belangrik, hoor. Ja, high flow filters is magic op die bakkies. Dan hier binne, ek laat hom nog bietjie warm word. Ek is baie sensitief hierdie pedal, maar nou ja, dit is maar hoe dit is. Hy moet sensitief wees. Maar as hy hier so 2,5 kom, joh, dan breek al hell loose. So ja, nee wat. Dis nou 'n lekker upgrade, stage 3 vir hierdie bakkie. Nice vir hierdie Limited en hierdie man wat like van sandduinery. Maar ja. En ek weet hierdie ou hardloop hydrogen, maar weet jy wat? Jy kan dit seker hardloop, maar dit is nie regtig nodig nie. Ek sê eerder met water met injection hardloop wat jy dan logies van daai kant af kan inject daarso. So dit gaan 'n baie groter verskil maak. So ja. Reg mense, holy shit, dis al wat ek kan sê. Kyk, Werner, moenie sê ek het jou nie gewaarsku nie, my maat, moenie sê ek het jou nie gewaarsku nie. Stage 3 turbo op met die boost pipes, dat ek gesoek met die boost pipes, hydrogen is nie geconnect nie, met die EGR gedoen, stage 3 turbo, met die high flow filter. Hierdie ding het so baie krag, so vinnig. As jy jou traction control gaan afsit, draai die kar in die ronde. Glo my, ek het hom nou getoets, dit het amper in my gebeur, ok. En jy trek net weg. As jy traction control aan het, dan kom sy gat uit en die traction control system save jou net nie. Ok, so hierdie stage 3 is dodelik. Jy het nie 'n tune neus op hierdie ding nodig nie. As jy 'n tune op hierdie ding die dag gaan doen, gaan jy net meer kak maak, is eintlik al wat jy gaan doen. Ok, maar hierdie Limited is dodelik gevaarlik. Ek oordryf nie. Werner sal julle vertel. Hierdie ding is groot moeilikheid nou. So ja mense, hierdie 2.4 is nou moeilikheid. Sien die ding. Oh, love it. Hierdie ding het so baie krag, so vinnig, dit is mental. Okay. Dit is, ja, kyk. Jerry van G-Expert. Okay. Op hierdie P300. Holy shit. Dis wat ek vir julle sê. Catch scan en EGR delete is koning. Nou gaan julle sien. Ek gaan net vir julle wys dat hierdie een se sensor, ek sal die foto oplaai hoe hy gelyk het. Ok, julle sien oorstokkie en dan daarin kry. Ek het hom reeds nou geblaas sommer en ek het baie erger gelyk. So al die goed lê nou daaronder in die wat se naam in die manifold, maar joh,
Dis bad geweest hoor. Ja nee, hy gaan heeltyd so maak. Maar dis hoe ek hierdie carbon build-up is die ding wat julle motors gaan destroy. En hier is niks nie hoor. Julle sal sien as ek die foto laai hoe hierdie sensor gelyk. Right, so nou is Werner se bakkie klaar. Manifold air pressure sensor skoon gemaak want hy was totaal al geblok gewees. Shit, ek het vergeet om 'n foto weer te neem. Maar hy was totaal al geblok gewees. En so boost pipes gedoen. Nuwe high flow filter, moet wys julle gou hier. Daar binne kan jy die rooi dingetjie sien. So ja, en dan boost pipe daar gedoen. En plek vir nuwe sensor. Hier is die 5-1 joppie. Okay, en dan EGR ook gedoen. So ja, hydrogen is weer opgekonnekt. Ek het dit nie aangesit nie, want ek glo nie dit nodig nie. So ja. Maar reg mense, hierdie julle gaan daarmee die foto kan sien hoe hierdie sensor gelyk. So logies as hy skoon is, kan jy mooi deur dit sien en so voort. Maar dis hoe ek vir die ouens sê, dit wat ek doen is baie belangrik. Dit save jou motor van carbon build-up. En nou hierdie nuwe catch can ding wat ek nou bou hierso. Ja, hierdie catch can wat ek bou ek soos ons die reiskarre se goeders gedoen het. So hy werk seriously effektief. Dit is nie 'n quick fix cost saving what the hell effek wat ek hier bou nie. Hierdie is 'n ding wat moet werk en hy moet sy job doen ernstiglik. Okay, so ek is maar gewoond om goeders reiskar stal te bou en so voort. So die goed moet ekstra sterker gebou word en hulle moet kan punishment vat like crazy, okay. So dis maar waarna ek gewoond is. Maar EGR delete en catch can gaan jou pype skoon hou en dit gaan carbon verhoed en jou motor gaan hou as jou intake klok op raak, dan gaan jy nog swakker brief ook en al sulke goeders. So ja. Ja, EGR delete en hierdie nuwe catch can wat ek nou bou. Ja, julle mense, daar is mense wat my ernstig opvat, maar daar is tog mense wat my nie ernstig opvat nie. Hulle dink ek dink seker ek's 'n backyard mechanic of iets. Wel, ek werk nie vir my backyard, ek werk vir my voorjaard af. Okay. Maar ek is baie professioneel ook my dinge doen. Dis op Mercedes standaard. Kom ek wys julle gou iets hierso. Okay, sien julle daar? Daar's jou air temperature sensor. Okay, en daar's sy draad. Okay. Dit lyk soos factory, maar dit is die factory nie. Ek moes hom extend het. Okay. So, maar as hy by GWM kom, gaan die ding so uitkyk, ek gaan sê okay, nee, wel, alles lyk totally normaal hier, so, maar ek moes dit extend het. Okay. Maar alles wat ek doen is op ordentlike factory standaard, in elk geval baie beter standaard as wat GWM se standaarde is. Dit kan ek julle nou al sê. So ja, dis hoe ek my goeders doen. Ek vat nie shortcuts en allerhande useless jobbies net om 'n quick buck te maak nie. As ek 'n ding doen ek dat hoe ek dit sal doen op my eie voertuig, okay.